Nou, as jy me gelukkig gevraag, dat het met vanmiddag geskiedmilies wees. Nou, ons moet mekaar by die hand vat. Nou die koordigter sê, het ek jou al ooit alleen gelaat? Het ek jou al ooit in die steek gelaat? Die koordigter sê dat probleme hulle kom, probleme hulle gaan, maar Gods woord bly vir ewig staan. Het ek jou al ooit in die steek gelaat? Het ek jou al ooit alleen gelaat? Probleme kom, probleme gaan, maar Gods woord bly ewig staan. Het ek jou al ooit in die steek gelaat? En woorde van goede mans praat, die Here vra vanmiddag. Het ek jou al ooit alleen gelaat? Probleme kom, probleme gaan, maar Gods woord bly ewig staan. Nou goed vanmiddag in die eerste plek, groet ek voor die Heilige Gees. En vanmiddag een groet. Ek groet voor de apostel Pare in de kapasiteit. Ek groet vanmiddag die apostel, die pastoor en sy reste groet. Elke godsman in die kapasiteit is vanmiddag een groet. Ek groet vanmiddag self die inwoners van Goedemans Park is vanmiddag een groet. Nou ek dink dat die koordigter vra vanmiddag vir iemand wat al reeds by die Here was, maar as gevolg van sy probleem het hy sy rug op die genade van die Here gedraai. Die Here vra vanmiddag vir jou mama, die Here vra vir jou vanmiddag papa, die Here vra vir jou jong man, die Here vra vir jou jong dochter. Het ek jou al ooit in die steek gelaat? Ek dink dat was het tyd wat jy by die Here gewees het, maar die probleem het gemaak dat jy gevoel het dat die Here het jou alleen gelaat. Ek het jou rug op die genade van die Here gedraai. Maar ek dink die Here sê, vir een van sy boodskapdraers, hy sê, gaan af na die huis van die pottebakkers toe. En terwijl hy daar by die huis van die pottebakker kom, daar was daar reeds iets as 'n klei op die skuif gewees. Maar die woord van die Here sê dat die eerste gebeurslag was 'n mislukking gewees. Maar die aanwoner van Goedemans Park, jou eerste beurslag was 'n mislukking aan die Here. Maar die Here sê, vanmiddag dat jy op die tweede keer weer op die skuif te kan sit. Hy wil jou vanmiddag die aanwoner van Goedemans Park, hy wil vir jou vanmiddag 'n mondstuk in die werk van die Here maak. Jou eerste probeerslag was 'n mislukking. Dat die mislukking het gemaak dat jou huwelik op die rotsdag. Jou eerste probeerslag, mama en papa het gemaak, jou kinders en drank en dwelm nog vastgevang is. En dit het gemaak dat jy geval het. Ek wil vanmiddag by jou man het woorde drap nie. Omdat jy as die man in jou man die gemeenskap gewees het. En jou kinders in misluk. Toe draai jy jou rug op die Here. Maar die Here vra vanmiddag, het ek jou al nooit alleen gelaat? Inwoners van Goedemans Park, ek dink terwyl die disippels so aankom en die besetene van Gadara, die Gees wat binne was, kyk so die disippels, soos julle vanmiddag vir ons kyk. En die Gees sê vir hulle, nee, julle is te lig. Vanmiddag dink julle ook miskien ons is te lig, maar ons net hier om die wil en die werk van God te kon doen. Maar dan gaat het tijd en een oomblik in je leven aanbreekt. Wanneer jij te staande komt met die dood. En je moet die dood in die oorvuis. Nou toe die boze
en die doen naar Gods woord. Maar dan gaat God zijn oren daar niet beschikbaar wees nie. Want die woord sê hy wat vandag jou en my redder is. Wanneer jy moet mooi luister inwoners. Hy vandag jou redder. Hy vandag my redder. Mama, papa. Maar wanneer jy connectie maak met die dood en die blaas jou laaste asem uit aan die kant van die lewe, dan sal die Here Jesus wat vandag vir jou genade skenk en jou redder is, sal eendag met die masine blaas. Sal dan eendag jou regter wees. Hy sal vir jou beoordeel volgens jou dade. Jy het miskien geval as gevolg van klein probleempies wat in jou huis opgeblok het en jy jou rug op die Here gedraai en jy gesê, maar waar is die Here? Maar wat jy vandag sê, terwyl Jesus daar homself aan die kruis bevind, hang hy daar met 2 moordenaars en die een het hom gespot. Die een het vir Jesus gesê, as jy dan die regverdige een is, die seun van God, sodat jy voorgegee het aan die mense, red jou en ook vir my van hierdie kruis af. Maar die ander een het gesê, ons verdien dit om hier te hang, maar hierdie man is onskuldig. Miskien voel jy vanmiddag, jy verdien dit om so te lewe, as gevolg van jou kinders se sondes. Jy is te trots om op te staan. Jy voel jy was net tevrede om deur die inwoners van de Nova getrap te word. En was het tijd dat je lewe in de straat misschien kom afloop het. Wat allemaal jou gehoord hebt met je hand. Maar vandaag stampelen ze aan jou. Jij hebt vandaag allemaal de vloer van de Nova. Maar die Here wil sê vir jou vanmiddag kom, dat door die zaak aanmaak. Want die boeken van Openbaring sê, daar bestaan een werkelijkheid, een jal. En as jy nie weet waar die jal is nie, wil ek jou nou sê, die jal in die aarde, want hy die woord verklaar, dat die vuur sal reën. En wanneer Jesus in dag kom, sal die wat om sy woord gesê en geglo het, sal dan opstyg. Ek wil jou vanmiddag sê, mama, papa, laat vanmiddag jou trots achter, tel jou kruis op, en wees vanmiddag die voorbeeld van die hoofdpapa in jou huis. Mama, ek wil jou vanmiddag sê, wees vandag een seunpilaar vir jou man en sy sy. Wees vanmiddag trots en staan op, zodat julle kinders julle voetspore kan volg. En mag God sy woord seën.